Welkom terug by die Groot Ontbyt. Toerbroers is 'n reisagentskap en 'n program wat die jeug meer opgewonde wil maak, spesifiek oor die toerismebedryf in Suid-Afrika. Ons gesels môre met Andries Potgieter van Toerbroers en ook met Rian Grobler van Everest Wealth Management. Daar so 'n draaitjie by. Ons gaan nou naby uitkom, maar eerste goeiemôre julle. Môre. Môre. Andries, kom ons praat met jou. Jy's 'n kenner oor die toerismebedryf in Suid-Afrika. Na die pandemie het die toerismebedryf 'n enorme hou gevat. Is dit weer besig om op sy voete te kom? Dit het, ek moet sê, dit het ons baie geleer ook. Baie van ons reisagentskap het gefokus op die internasionale mark, so ons het alles wat ons in kon trek, het ons opgelewe. En ons kon nie meer uitstuur nie, so ons moes leer om te lewe met die nasionale toerismebedryf. En dit het ons baie geleer ook wat se geleenthede daar tans is in Suid-Afrika vir ons eie toerismegroepe. Dit het ons geleer hoe om jong mense weer spore te gee wat hulle goed kan vasdrap in die toerisme-industrie, want daar is niemand wat so hard kan werk soos 'n Suid-Afrikaner nie. Ja. En almal soek ons is soos witbrood en jam. So hy werk lekker in die buiteland, hy werk lekker in Suid-Afrika en daar's altyd 'n uitweg vorentoe. Hoe het toerisme werkskepping in Suid-Afrika aangehelp na die pandemie? Die werkskepping, moet ek sê, het 'n groot val gehad, omdat, soos ek sê, meeste van die toerismehuise, die lodges, die hotelle, almal van hulle het gefokus rondom die gaste wat van die buiteland af inkom. So hulle bemarkingstelsels was nie in plek om iewes skielik dit wat nou nog steeds beskikbaar is, hulle kamers, hulle aktiwiteite en daai goed beskikbaar te maak aan die gaste wat net eksklusief binne in Suid-Afrika moes bly nie. So tot op met level 5, level 4, as jy nie geriek was vir 'n nasionale toerismebedryf nie, het jy soort van ek kan gewoon maar die gesegde sê, die groot gat in die grond gesien. Maar as jy jouself reggemaak het en jy het seker gemaak jy het van die begin af en jy moet dit nou nog doen, soos wat jy net nou genoem het, daar is verskillende goed wat gebeur in die buiteland. Ek nou net teruggekom van Rwanda af. Uganda het weer virusse, Mosambiek se grense is toe as gevolg van die politici. Ja. Daar's soveel goed wat gebeur dat jy kan nie staat maak net om te sê dat ek is gefokus op die internasionale mark nie, want enige oomblik kan jou grense sy deure toe trek en dan gaan jy op jou gemeenskap met staat maak. Ja. So moenie vergeet wie jou gemeenskap is nie. Investeer elke liewe dag in hulle en maak seker dat jy het altyd 'n manier van kommunikasie met hulle sodat jy dan so jou eie besigheid binne in die land self kan hark. Onthou waar jy vandaan kom. Daar's hy, dis jou wortels. Ja. En wortels is lekker. Hoorie so, as 'n student nou wil gaan swat in toerisme en dis meer, daar's baie mense wat sê my kind moet swat volgende jaar. Wat se raad het jy? Want dinge lyk, soos jy sê, ons sien die gat in die grond. Dinge lyk baie keer bietjie sleg. Wat is jou advies vir studente? Baie groot advies. Ons spesialiseer groot in dit. Omdat ons self daai moes leer, het ons rarig baie 'n kap agter die byl gesit om seker te maak dat mense moet leer dat toerisme is nie net om 'n gids te wees nie. Toerisme is nie net om agter die toonbank te staan in die hotel en sê kan ek vir jou kamer gee nie. Dit is nie net om vir jou 'n vliegtuigkaartjie te boek in die mall as jy ergens heen wil vlieg nie. Toerisme is finansies. Toerisme is bemarking. Toerisme is noodhulpdienste verleen. Toerisme is finansiële beplanning, begrotings. Dis soveel verskillende goed. So jy kan nog steeds in toerisme werk en spesialiseer in jou spesifieke industrie. En dis wat ons nou doen met ons gapjare wat in Toerbroers werk elke liewe keer is om seker te maak hulle het ervaring, praktiese ervaring in die veearts en snykunde gebied. Hulle het ervaring in gids en wildsplaasbestuur en plaasbestuur. Hulle weet hoe om deur al hierdie agrikultuur te werk, al daai tipe goed sodat hulle op plase kan gaan werk wat in Suid-Afrika is of sy op in Afrika is, kan hulle dan gaan werk en kan die boer of die eienaar of wie ook al hy dan aanstel in die jagindustrie, in sy hospitality industrie, in sy toerismehuise, enigiets, 'n turnkey service, jong mens aanstel wat weet hoe werk noodhulp, hoe werk bemarking, Wat al daai skills het. alles werk. So dis baie groter as net sê en aan jou linkerkant het jy 'n akasia. Rian Soeterloops, wat is jou gunsteling reis, plek waartoe jy kan reis? Bestemming. Ja, daar is ek dink is ultimate sal wees is Tanzania of like Great Migration. Serengeti toe. Serengeti, ek dink dit sal die ultimate wees om te sien. Maar anders is ek maar 'n sakker vir 'n lekker seevakansie. Dus ek sal maar settle vir 'n seevakansie ook. Ag, ons almal maar by jou nee. Hoe pas julle in by Toerbroers, Rian? Ja, ek dink is 'n exciting hoe kan jy is in die Engelse term partnership, wat ons hande vat met Toerbroers en dan hulle hande vat weer met ons. Veral vir hulle opleidingsprogramme wat ons fondse beskikbaar stel om te sê luister, jy kan nou van nou af vir jou kind se toekoms belê.
So ons bestuur die fondse in 'n dedicated rap fund wat ons dit noem. So jy kan maandeliks nou al begin geld wegsit vir jou kind eendag as hulle wil gaan studeer deur Toerbroers. En ja, daai fondse word dan bestuur op die regte plek, op die regte manier om seker te maak ons doen die beplanning ook om te sê luister, hier is genoeg vir 3, 4, 5 jaar laat jou kind kan gaan studeer. En dit is so belangrik as ek nou mag byvoeg, dit is so belangrik dat daar was vir jare lank was daar nie in alle rigtings van toerisme was daar nie genoeg tersiêre opleiding sodat jy in spesifieke industrieë kon spesialiseer. Jy het altyd nodig gehad om 'n prakties verlang te doen om regtig gekwalifiseer te nou wees. saam met Everest Wealth en dan Toerbroers doen jy nou jou praktiese tersiêre opleiding binne in jou jaarskedule wat jy dan 134 krediete kry met die NQF4 sertifikasie wat jou laat werk in Australië, Nieu-Seeland, Amerika, of as jy nie so wil gaan werk in Europa is okay. En julle noem dit die joggie program, die Ja, dis die Toerbroers joggie program. Jy moet 'n joggie wees voordat jy Dit is fantasties. Ja. Nou vertel ons, want dit gaan verder. Daar's ook, jy weet, studente akkommodasie en so aan waarby jy betrokke is. Vertel 'n bietjie meer daaroor. Ja, so ek dink ons kyk aan of spesifiek wat op die einde van die dag is as jy tersiêre opleiding gee. Akkommodasie is nou maar op die einde van die dag een van die groot gedeeltes wat 'n tekort is. So ons vat ook hande met Toerbroers en sê weet jy waar ook al julle hoe kan ek sê opleiding gaan bied. Het sê dit nou naby ver is in die bosse is of net hier om die hoek is ons besig om studente akkommodasie op te sit. Vir hulle om dan daar te kan bly, die studente daar kan bly, studente village as jy dit so wil noem. Ja. Om te sê luister jou 20 of 30 of 50 studente wat hierdie 3 maande spesialiseer in opleiding in die bos. Daar is vir hulle akkommodasie wat hulle dan kan huur of inkoop. En sê luister, dit is my studentehuis. Tot ek klaar is met my studieprogram en jy gaan weer aan. So om weer daai studentelewe terug te gee, as jy nie by 'n groot tersiêre instelling is en sê ek is nog steeds 'n student. Andries by implikasie, nê. Kyk, mense het baie buitelanders hier na toe kom en doen hulle veeartseny jaar of hulle is bewaarders, hulle doen 'n bewaarkursus. Ons plaaslike kinders doen dit ook na skool. By implikasie kan mense met Toerbroers gesels en jy kan sê luister maar julle kan my kind kwalifiseer met 'n ordentlike kwalifikasie wat internasionaal erken word, nê? Ja, wat ek graag hierso wil inbring en ek is so bly jy vra hierdie vraag, want as jy mooi gaan kyk na hoe dit werk met jou vrystelling nou in universiteite, kan ons Afrikaners nie meer en ek praat nie Afrikaners in 'n regse manier, ek praat van gewone Afrikaans nie meer aansoek doen om te swat vir 'n veearts of vrystelling kry vir veearts nie. So daar is nie meer daai geleentheid vir ons nie. So ons moet tans nou ons meriete opbou om dan te kan verder gaan swat. So ja, dis reg, baie van die buitelanders kom in tans, die projekte is baie groot, hulle kom doen hulle prakties binne in Suid-Afrika en hulle vervang tans ons aanvraag in die industrie vir veeartse plaaslik in Suid-Afrika. Maar wat ons met dit verloor en hoekom ons nou ingespring het om dit weer terug te bring, is om die ou boererate nie te verloor nie. Dat daar nie elke keer 'n invoice is wanneer jy balance jy luister hierdie koei lyk net nie vir my lekker nie en dan is dit R950 invoice, 'n konsultasie vir die foon. Om eerder dan weer ons ou boereraad toe terug op die foon te hê en as jy balance sê, luister hier dok, ek weet nie wat gaan aan nie en die dok sê vir jou, ag man, sit blou seep in die water. Daai tipe goed, want nie almal gaan elke keer 'n buffel pyl om uit te vind wat is fout nie. Ja. Daar's sekere goed wat hulle eers kan toepas voordat hulle na die groot gelde toe gaan, want daai diere is duur, daar's versekerings op hulle. So enige persoon kan nou basies deur hierdie stelsel gaan en 'n geldige ondervinding opbou en saam met die beste dokters, welbekende dokters werk in veearts binne in Suid-Afrika en regtig vir hulle dan 'n loopbaan uit dit opbou. Dit is ongelooflik. So nou julle is ook betrokke by dit op sal ek sê op 'n portefeulje manier, nê, met waar geselekteerde kliënte dan nou betrokke kan raad. Vertel ons 'n bietjie meer daarvan. Ja, so ek dink is soos as jy 'n bietjie net gaan na Toerbroers se Facebook bladsy gaan kyk en daai tipe goeie goeders wat hulle doen en aanpak en alles. Daar sal later dan meer daarvan. Ek gaan nou nog nie al die aap uit die mou uitlaat nie. Maar hulle is met groot pakkette besig vir so 2-3 jaar wanneer daar groot gebeurtenisse in die wêreld is. En ons fasiliteer dan op die einde van die dag is dat jy daarvoor kan spaar. Op die einde van die dag is dit is toeganklik wees vir almal. Ja. So waar ons intree, soos ons altyd sê, daai vloekwoord budgeting. Jy wil nie budget nie, maar ons gaan jou help om te sê, weet wat, wil jy graag op een van hierdie reise of toere saam met hulle gaan? Dis wat jy maandeliks moet wegsit en ons help jou om dit te kan suksesvol aanpak en sê ek het oor 2 of 3 jaar genoeg om saam met hulle vir 2 weke na daai spesifieke land toe kan gaan en dan een van die beste
wonderwerke elke 4 jaar te kan sien. Nou maar lekker. Ek is nie nooit nie lyn nie. Klink Weet jy so presies waar dit. Ja, dis blink. Dis wat finansiële ouens doen. Laat jou wag. Andries, baie dankie vir die moeite. Dankie vir die drank gemaak met Dis 'n Tour groot Broers. plesier. Rian, dankie vir julle bydrae by Everest Wealth. Dankie jy kom verduidelik het hoe dit werk. Nou ja, as jy enigstens meer inligting wil weet oor wat Tour Broers en Everest Wealth saam doen, stuur gerus 'n e-pos aan info@tourbroers.co.za. info@tourbroers.co.za. Dit klink na 'n lekker ding as jy 'n kind het wat geen idee het wat hy na skool wil doen nie. Dit klink soos my na 'n goeie opsie.